Ons het vandag nou ons eerste sakenetwerk vergadering gehad hier so in Parel by Fairview. Het was 'n baie goeie geleentheid vir ons om beter te leer van die besighede daar buite en vir hulle te wys waaroor gaan die sakenetwerk. Ek dink daar's 'n wanpersepsie en ek dink een van die vrae het reeds opgekom dat daar's AfriForum en wat is die sakenetwerk? En ek dink ons het dit vir die mense mooi verduidelik dat AfriForum is 'n private hoedanigheid vir lede van die publiek om deel te kan neem, maar ons wil die besighede ook begine vra vir kontribusies sodat ons 'n groter en 'n dinamiese oplossing kan gee vir misdaad daar buite. En jy weet, meeste van die mense wat ek nou al ondervind het wat betrokke is by AfriForum is mense wat 'n verskil wil maak. En ek dink vir my as 'n besigheidseienaar wat ek self is, ek's in die sekuriteitsbedryf, dat ek wil terugploeg in die gemeenskap wat ek reeds geld verdien uit. En dis soos meeste ander besighede. Ek dink as ons hierdie ding kan dryf waar ons almal net die passie kan gee wat normale AfriForum lede doen vir hulle buurtwag en ons kry daai selfe konsep met die besighede aan die gang waar ons terugploeg in ons gemeenskap in, kan ons net vrugte aftrek van dit. Vandag wil ek fokus op die verval van die strafregstelsel met 'n spesifieke fokus op die fasilitering van die verval deur verskeie kommissies. Ek wil aandui dat die kommissies wat nou in die polisie en die nasionale vervolgingsgesag ingestel is bloot 'n erkenning deur die president dat hy nie die polisie en die vervolgingsgesag vertrou om sake te ondersoek en te vervolg nie. En daarom word dit gefasiliteer deur kommissies. Ons het nou so baie kommissies. Ek laat 3 op die oomblik aan die gang. Ons gaan nog by die Kampepe kommissie betrokke raak. En daar was 9 kommissies voor hierdie kommissies wat gekyk het na die werking van die strafregstelsel. So ons dink dat die strafregstelsel moet herstel word sodat as daar aantuigings is dat iemand korrup is of dat daar misdadigers gefasiliteer word, dit bloot ondersoek moet word, 'n dossier saamgestel moet word en vervolg moet word. En daarom as hulle weier om te vervolg en as daar nie 'n dossier is nie, dink ek dat ons privaat vervolgingseenheid gerad is om dit dan verder te kan neem. Ons is vandag hier so in die Parel saam met 'n geleentheid wat deur die sakenetwerk geskep is om 'n bietjie gemeenskapsveiligheid te verbind met sakenetwerk. Gemeenskapsveiligheid word gedoen deur die gemeenskap. Daar is kostes verbonde aan. Dit is nie so maklik nie. En ek dink hier's vandag 'n goeie wegspringblok gebou waar die sakenetwerk met die sakemanne kan betrokke raak by die Parel tak met die buurtwag met befondsing van kameras, mense stuur op kursus, help met die uitbreiding van vermoëns, tegnologie en al daai goed wat ons moet toepas in vandag se lewe om ons eie veiligheid te verseker in 'n gemeenskap waar ons verantwoordelik is daarvoor. Want ons is ongelukkig in daai situasie waar die polisie ons nie heeltemal kan ondersteun in al daai aktiwiteite en so aan nie.